Goeiemôre broers en susters, baie welkom by die erediens vanoggend. Dit is lekker om so 'n klomp gesigte te sien, en mag dit vir elkeen van ons ook goeie ervaring wees vanmôre, waar ons ook hoor hoe die Here self met ons praat. Ons begin met 'n toetrede lied ouer gewoonte, vonk 471, verse 1, 2 en 3. En dan bly ons staan vir die foto met die seën, en daarna sing ons lofsang, gesang 475, die eerste en die tweede vers. Hy wat in die hemel woon, lag die regeerders van die wêreld uit. Die Here spot met hulle. Hy spreek hulle aan in sy toren, in sy gramskap jaag hy hulle op loop. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen. Broers en susters, God se wet eis liefde van ons.
Hoor hoe som Jesus die wet vir ons in Matteus 22 vers 35 tot 40 op. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. Die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die hele profete saamgevat. Ons weet hoe liefdeloos ons teenoor God en teenoor ander mense is. Laat ons ons skuld bely met die sing van Gesang 389 vers 2. Broers en susters, ons het sopas in ons lied ons sondes voor God bely. Hoor dan God se genade uit Romeine 10 vers 9 en 10. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons en ons word vrygespreek, en met die mond bely ons en ons word gered. Laat ons nou ons geloof bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Ons het bely dat Jesus Christus deur sy lyding, sterwe en opstanding vir ons die ewige lewe verwerf het. Laat ons sing van ons heerlike toekoms. Kom ons sing Gesang 474 vers 4, melodie van Gesang 190. Gemeente, ons skriflesing kom vanoggend uit twee gedeeltes. Ons gaan lees uit Eksodus hoofstuk 1, vers 8 tot 22 en dan ook uit Psalm 2.
Die opskrif hier in Eksodus 1 is, die Farao probeer die getal van die Israeliete beperk. Toe 'n nuwe koning wat nie van Josef geweet het nie oor Egipte begin heers, het hy vir sy volk gesê, besef julle dat die Israeliete nou meer en sterker is as ons. Kom ons bedink 'n plan teen hulle, sodat hulle nie kan vermeerder nie. Anders kan dit gebeur dat as daar oorlog uitbreek, hulle dalk by ons vyand aansluit en teen ons veg en ons land te oorweldig. Daar is toe slawedrywers oor hulle aangestel om hulle met dwangarbeid te onderdruk. Hulle moes die voorraadstede Pitom en Rameses vir die Farao bou. Maar hoe meer die Israeliete onderdruk is, hoe meer het hulle geword en hoe meer het hulle oor die land versprei. In so 'n mate dat die Egiptenaars baie bang geword het vir hulle. Die Egiptenaars het slawe gemaak van die Israeliete en die lewe vir hulle bitter gemaak, deur swaar werk met klei en bakstene en deur allerlei werk in die lande. Hulle moes onder dwang al die slawewerk vir Egipte doen. Die Egiptiese koning het vir die Hebreëse vroedvroue Sifra en Poa gesê, as julle 'n Hebreëse vrou by geboorte bystaan en julle sien by die kraambed dat dit 'n seun is, moet julle hom doodmaak. Maar as dit 'n dogter is, mag sy bly lewe. Maar die vroedvroue het God gedien en nie gemaak soos die Egiptiese koning hulle beveel het nie. Hulle het die seentjies laat lewe. Die Egiptiese koning het die vroedvroue ontbied en vir hulle gevra, waarom doen julle dit? Waarom laat julle die seentjies lewe? Toe antwoord die vroedvroue die Farao, die Hebreëse vrouens is nie soos die van Egipte nie. Hulle is sterk van gestel. Voordat die vroedvrou by hulle kom, is die kind al gebore. As gevolg hiervan het die volk aanhou vermeerder en baie talryk geword. God het toe die vroedvroue self ook voorspoedig gemaak. Omdat hulle hom gedien het hy vir hulle huisgesinne gegee. Daarna het die Farao sy hele volk beveel, julle moet elke pasgebore seentjie in die Nyl gooi, maar spaar die dogtertjies se lewe. Tot sover het Eksodus 1 en dan Psalm 2 met die opskrif, julle moet die Here met ontzag dien. Waarom is daar onrus onder die volke? Waarom smeed die nasies planne en dit te vergeefs? Die konings van die aarde is in opstand, die leiers span saam teen die Here en teen sy gesalfde en sê, kom ons maak ons vry en gooi hulle juk af. Hy wat in die hemel woon, lag hulle uit. Die Here spot met hulle. Hy spreek hulle aan in sy toorn. In sy gramskap jaag hy hulle op loop. Dit is ek wat hom as my koning gesalf het op Sion, my heilige berg. Ek wil vertel wat die Here aangekondig het. Hy het vir my gesê, jy is my seun. Vandag het ek jou vader geword. Vra my en ek gee volke vir jou as eiendom. Die hele aarde as jou besitting. Jy sal hulle verpletter met jou ysterscepter. Hulle flenter slaan soos 'n kleipot. Wees dan nou verstandig, konings. Wees gewaarsku, regeerders van die aarde. Julle moet die Here met ontzag dien, om met vrees en bewing toejuig en hom onderdanig wees, sodat hy nie toornig word en julle op die pad omkom nie, want sy toorn ontvlam gou. Dit gaan goed met almal wat by hom skuiling soek. Geliefdes, ons lees tot sover, 'n mens leef nie net van brood nie,
maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Kom ons bid saam. Here onse God, ons loof en ons prys U as die een wat in die hemel woon. Die een wat woon op 'n ander plek as waar mense woon. Want U is anders, Here, as wat mense is. U is almagtig, alwetend, alomteenwoordig. U is volmaak, sondeloos. En teenoor U staan ons wat mense is. En alles is wat U nie is nie. Ons is soms ongehoorsaam. Ons is bevlek met sonde uit ons eie, kan ons nie die goeie doen wat ons wil nie. Maar tog, Here, steek U U hande na ons toe uit. Nooi U ons na U toe. En druk U ons teen U vas. En dit getuig van U onmeetlike groot liefde. U liefde vir sondaar mense. Dankie Here dat ons U kan ken, dat ons U kan bely, dat ons U kan ervaar as deel van ons lewens. Want sonder U kan ons nie leef nie. Kan ons glad nie bestaan nie. Dankie ook dat U ons vanoggend hier byeengebring het, dat ons hier saam kan luister, Here, na wat U deur U woord en gees vir ons wil sê, maar ook dat ons saam, as broers en susters in die geloof, U naam kan groot maak, U kan loof en prys vir die God wat U is. Vader, ons vra ook dat U sal wees met hulle wat seer het vanoggend, omdat 'n geliefde nie meer daar is nie. Wil U hulle reg ophou, Here, in hierdie moeilike tyd met U liefde. Waar daar vrae en ongemak in hulle gemoedere is, troos hulle asseblief, Here, soos wat net U dit kan doen. En so bid ons ook vir elkeen wat siek is, dat U hulle ook sal seën met U teenwoordigheid. En as U wil daarby is, Here, dat U hulle ook sal gesond maak. Vergewe ons genadiglik vir die kere wat ons ongehoorsaam is en teen U sondig. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons rots en ons verlosser. Amen. Gemeente, kom ons sing weer saam en ons sing weer uit Gesang 474, daarvan verse 1, 2 en 3. En ons sing dit weer op die bekende melodie van Gesang 190. Amen.
Eksodus 1 vers 11. Daar is toe slawedrywers oor hulle aangestel om hulle met dwangarbeid te onderdruk. Broers en susters, op 10 Desember 1968 sterf sekerlik een van die grootste teoloë van ons tyd, Karl Barth. Hy sterf in 'n tyd waar die politieke spanning tussen die Weste en die kommunistiese Ooste net al hoe sterker en sterker word. Verskeie lande in hierdie tyd is ook militêr gereed. Met die druk van 'n knoppie kan hulle 'n atoombom afvuur wat onmeetlike verwoesting saai. Dinge is in plek om wanneer so 'n bom op jou afgevuur word, dit met vliegtye tegemoet te gaan en te verwoes, wat tot gevolg sou hê dat daardie vliegtye ook verwoes word en nie sal kan terugkeer na die plek waar hulle vandaan kom nie. Dis een van die sake wat geheers het, omdat mense fanaties was oor mag. Sommige mense wou die mag in die hand hê, dat hulle dit kon uitoefen, soos wat hulle dit wou doen. Hulle wou regeer. En by die wat nie politici was nie, en gewoon net in vrede met hulle lewens wou aangaan, was dit 'n tyd van groot onsekerheid. Wat gaan gebeur? Hoe gaan die wêreld lyk wanneer hierdie atoombomme afgevuur word? Wat gaan van ons word wanneer hierdie dinge alles 'n werklikheid word? Onsekerheid en kommer was deel van elke mens se lewe. En dit is in hierdie omstandighede, oor dit wat in die wêreld aan die gang is, wat Karl Barth die aand net voor sy dood, reeds baie siek, oor die telefoon praat met sy vriend en kollega Edward Tournuysen. En nadat hulle baie lank oor hierdie saak gepraat het, sê Barth, dit maak nie saak of die wêreld regeer word vanuit Moskou, vanuit Beijing, of vanuit Washington nie. Een ding is seker, God regeer steeds vanuit die hemel. Dit maak nie saak of die wêreld regeer word vanuit Moskou, Beijing of Washington nie. God regeer steeds uit die hemel uit. Dit maak met ander woorde nie saak hoe gewelddadig een volk kan wees nie. Dit maak nie saak hoeveel van die leiers van wêreldmoontlikhede, hoeveel mag hulle in die hand het nie. Nie een van hulle kan vir God keer om uit die hemel te heers nie. Niemand kan God se almag van hom af wegneem nie. Watter troos moes dit nie gewees het vir mense wat in 'n tyd leef waar daar groot spanning, bekommernis en onsekerheid is nie. God regeer steeds uit die hemel. Ons het vanoggend gelees van een van die grootste wêreldmoondhede, dalk die grootste wêreldmoondheid in die antieke tyd. Ons ken almal die verhaal van Josef, wat deur sy broers verkoop is en toe Egipte toe geneem is. In Egipte het hy as slaaf gewerk, hy was in die tronk gewees, en hy het later in die paleis van die farao gaan werk, hy het onder koning
van Egipte geword. En in die land waar Josef se familie woon, is daar hongersnood. En hulle kom Egipte toe om kos te kry. Al hoe meer en meer Israeliete doen dit. Trek Egipte toe, want daar is kos. En so word die Israeliete meer. Soveel so dat die Farao, die koning van hierdie magtige wêreldmoondheid, begin bang raak dat die Israeliete dalk meer word as die Egiptenaars. Dit sou verder beteken dat die Israeliete ook sou kon saamspan met die volke wat Egipte gewoonlik en voortdurend uit die noorde uit aangeval het. En so word Egipte se mag bedreig. Nou moet hierdie Farao baie vinnige plan maak, dat die Israeliete nie meer word nie. Dan besluit hy gaan nie die Israeliete gevange hou. Hulle gaan dwangarbeid verrig. Hulle sal gedryf word om onmenslik hard te werk. Dis die eerste reëling wat die Farao in plek kry. Om te keer dat wanneer hy die volgende deel van sy plan in werking stel, die Israeliete nie besluit om weg te trek. En so die ekonomie van Egipte skade aan te doen nie. Volgende deel van sy plan is dat alle Hebreëse seentjies wat gebore word, onmiddellik doodgemaak word. En dan die derde deel van sy plan, dat alle pasgebore babetjies, seentjies van die Israeliete in die Nyl gegooi word om te verdrink. Volgens die Farao sou dit die probleem oplos. En hy sou as gevolg van die dwangarbeid steeds genoeg Israeliete hê om Egipte se bouwerk en landbou aan die gang te hou. Maar dit los nie sy probleem op nie. Die Israeliete word meer en meer. En hoor nou, op hoe 'n humoristiese, eintlik sarkastiese manier beskryf die skrywer van Exodus dat hierdie Farao se plan nie werk nie. Die Farao gee opdrag aan 2 Israelitiese, oftewel Hebreëse vroue, om wanneer 'n Israelitiese seentjie gebore word, om onmiddellik, die oomblik nadat hy gebore is, om die lewe te bring. En op 'n manier kom die nuus by die Farao uit, dat dit wat hy beveel het, nie gebeur nie. En dan laat hy hierdie 2 vroedvroue roep. Hulle moet aan die Farao kom verduidelik, waarom oorleef hierdie Hebreëse seentjies, en word hulle nie doodgemaak nie. Want as die Farao aan jou 'n opdrag gegee het, en jy kom na die opdrag nie na nie, dan is dit met die dood strafbaar. En dan in hierdie 2 vroue se antwoord aan die Farao, hoor 'n mens hierdie sarkasme. Jy hoor dit op 'n baie duidelike manier, want hulle wil die boodskap aan die Farao oordra. En dan sê hulle vir hom, die Hebreëse vrouens is nie soos die van Egipte nie. Die Hebreëse vrouens is sterk van gestel. Voordat die vroedvrou by hulle kom, is die kind al gebore. Hulle sê eintlik vir die Farao, dink jy dat jy wat die magtige regeerder is van 'n wêreldmoondheid, jy wat 'n ding sê en dit is wet, dink jy werklik dat jy planne kan maak om die planne van hom wat uit die hemel heers nie te laat werk nie? Dink jy werklik jy kan die laaste sê hê teen hom wat uit die hemel regeer?
die almagtige God. God wat uit die hemel regeer, het die laaste sê. En dit is die troos waarmee God se kinders leef. Nou probeer die Farao maar weer om die getalle van die Israeliete minder te maak, deur die klein kindertjies in die Nyl te gooi. Maar ook dit werk nie. Eksodus 1 is maar een van 'n paar verhale wat ons in die Bybel lees, waarin 'n vreemde volk probeer om God se volk tot nul te laat gaan. En dan gebeur dit nie. Hoekom gebeur dit nie? Want God gryp in. God vergeet nie van sy kinders nie. In Psalm 2 het ons ook vanoggend gelees van hoe die konings van die wêreld teen die volk van God optree en hierdie volk tot nul wil laat gaan. Daar word vertel van planne wat hulle maak teen God se kinders. En hoor dan hoe beskryf die psalmdigter God se reaksie op die planne wat teen sy kinders gemaak word. Hy wat in die hemel woon, lag hulle uit. Die Here spot met hulle. Hy spreek hulle aan in sy toorn, in sy gramskap jaag hy hulle op loop. En dan word daar aan die regerders van die wêreld hier in Psalm 2 'n baie ernstige waarskuwing gerig. Wees dan nou verstandig, konings, wees gewaarsku, regerders van die aarde, julle moet die Here met ontzag dien, hom met vrees en bewering toejuig, en aan hom onderdanig wees, sodat hy nie toornig word, en julle op die pad omkom nie, want sy toorn ontvlam gou. Dit gaan goed met almal wat by hom skuiling vind. Ons hoor ook hierin iets van Herodes se optrede, kort na Jesus se geboorte, toe hy 'n dekreet uitgevaardig het dat alle babaseentjies onder die ouderdom van 2 jaar om die lewe gebring moet word. En weer eens slaag hierdie regerder van die wêreld nie daarin om God se plan te laat misluk nie. Die ware koning Jesus Christus sterf toe wel jare later aan die kruis, en so bring hy vrede tussen God en mens. Geen aardse koning kon dit ook keer nie. Jesus het self ook 'n waarskuwing gerig teen die regerders van die aarde. Toe Jakobus en Johannes vir hom vra of hulle eendag wanneer hy uit die hemel heers, een aan sy linkerkant en een aan sy regterkant kan sit, toe sê hy vir hulle, dis nie iets waaroor hy besluit nie, maar alleen God besluit daaroor. Dit moenie by julle, sê Jesus, wees, soos by die regerders van die aarde nie, want hulle jaag mag na. Onthou, om groot te wees in die koninkryk van God, beteken om klein te wees in die koninkryk van die wêreld. As jy in die oë van die wêreld niks is nie, beteken dit dat jy alles is in die oë van hom wat uit die hemel heers. Watter troos is dit nie om verseker te weet dat die een wat uit die hemel heers, die God wat almagtig en alomteenwoordig is, die God wat ewig onbegryplik is, die God is wat ook oor my en jou regeer. Waar ek en jy dalk leef in 'n tyd van onsekerheid en bekommernis, wat dalk veroorsaak word deur siekte of wat ook al, is dit nie ons siekte
ons onsekerheid of ons bekommernis wat die laaste sê sal hê nie. Maar eerder die God wat uit die hemel heers. Waar 'n mens van dinge beskuldig word, kry jy van hierdie God wat uit die hemel heers die troos, dat hy dwars deur jou sien. Dat jy voor hom kan gaan staan en sê, Here, hier is ek. U sien dwars deur my, beoordeel u my. En as jy dan vrede het jy niks meer nodig nie. Want die een wat uit die hemel regeer, het jou regverdig verklaar in Jesus Christus. Elkeen van ons kan met die sekerheid en die oortuiging gaan leef, dat hy wat uit die hemel heers, mense op hierdie aarde, wat vir hulle self mag toeken, en het gebruik soos wat hulle wil, en dalk misbruik, dat hy vir hulle lag, dat hy hulle uitlag en spot, sê Psalm 2. Hoe kan hy dit doen? Hy kan dit doen, want niemand het meer mag as hy nie. Niemand anders kan regeer met dieselfde liefde en genade as waarmee hy regeer nie. En dis 'n geweldige troos, broers en susters, om te weet dat ons God regeer uit die hemel uit. Net so groot troos as wat dit ook is dit ook 'n verantwoordelikheid, dat ek sal weet ek moet gehoorsaam leef aan hierdie God wat uit die hemel heers. Wat meer is, hy het aan ons die genade en die voorreg gegee, dat ons hom ons Vader mag noem, en daarmee ook bely dat ons sy kinders is. Dit is hierdie God wat uit die hemel heers, wat vir ons sê, moenie bang wees nie, ek is jou God. Moenie bekommerd wees en soekend en angstig rondkyk nie, want ek is by jou. Wanneer jy val ek saam met jou, en vang ek jou op my vlerke wat ek oopsprei, soos 'n ma-arend wat onder haar kyk en invlieg en hom vang en keer, dat hy hom nie doodval nie. Al gaan jy ook deur donker dieptes, is jy nie alleen nie. Ek is by jou. Ek veroordeel jou nie. Ek het reeds gestraf in Jesus Christus. Ek steek my arms van liefde na jou toe uit, want ek wil hê jy moet by my wees. Met hierdie troos, dat ons God uit die hemel heers, kan ons elke dag tegemoet gaan, want ons weet, niemand anders het die gesag wat hy het nie, maar ook niemand anders het al die liefde en genade wat hy in oorvloed aan elkeen van ons gee, sonder dat ons dit verdien nie. Al word die wêreld regeer vanuit Moskou, Beijing of Washington, dit maak nie saak nie, want God regeer steeds uit die hemel uit. Geliefdes, mag ons met hierdie troos die res van ons lewens elke dag gaan lewe. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U ons regeer uit die hemel uit. Dankie dat U heers oor alles en almal op aarde.
ook oor hulle wat wêreldmoondhede is. Ook oor hulle, Here, wat meen dat hulle die meeste gesag ooit kan hê, dat hulle kan maak soos wat hulle wil. Dankie dat U wat die Almagtige is, U wat oor alles en almal regeer, na ons toe neergebuig het. Dat U U bestaan op 'n godgelyke wyse nie gesien het as iets waaraan U moet vashou nie, maar dat U Uself verneder het om aan mense gelyk te word. Here, ons besef nie aldag wat dit beteken nie. Ons besef nie aldag dat U wat die Almagtige is, mens geword het en by ons kom leef het nie. Want daarmee het U vir ons gewys, dit gaan nie oor hoeveel mag of gesag ons het nie, maar eerder om te dien. Help ons, Here, om eerder diensbaar te wees, as om mag en gesag te wil hê. Troos ons elke dag van ons lewe, dat dit maak nie saak wie op aarde regeer en vanwaar nie, maar U regeer steeds vanuit die hemel. Hou U hand oor ons, Here, in die week wat voorlê. Wil U ons so lei deur die Gees dat ons volgende Sondag weer hier onder die geklank van U woord byeen mag wees. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Gemeente, ons slotsang is uit Gesang 169, daarvan al 3 die verse. Ons gaan dan bly staan vir die seëngroet, en daarna is die wegsendingsled Gesang 269, verse 1, 2 en 4. Dis die bekende lied, God bly met U waar U ook mag gaan, maar ons gaan dit vanoggend sing as 'n belydenis ook. God bly met ons, waar ons ook al mag gaan. Die slotsang nou, Gesang 169, verse 1, 2 en 3.
genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle elkeen wees. Amen.